Baie welkom by hierdie uitsending van Wijngaard Weekliks op Litnet se YouTube kanaal. En omdat dit nou 30 jaar is na die aanvaarding van die 1996 grondwet, het ons dit goed gedink om met iemand wat die grondwet baie goed ken, baie goed grondwetkunde bestudeer het en ook dan 'n professor in grondwetlike reg is aan die Universiteit van Kaapstad, professor Pierre de Vos, te nooi vir hierdie gesprek. Hy bekleed die Claude Leon Stichting se leerskool in grondwetlike regeerkunde, as dit die korrekte Afrikaanse vertaling daarvoor is, Pierre. Baie welkom. Kom ons begin by wat jy vir Suid-Afrikaners sou sê die betekenis is van hierdie mylpaal, 30 jaar van 'n anderste soort grondwet as waarin ons voor 94 gewoond was. Kyk, ons grondwet is nogal uniek omdat dit 'n deel was van 'n hele proses wat 'n oorgang van apartheid, ondemokratiese bestel tot 'n demokratiese bestel teweeggebring het en dit op so 'n manier gedoen het dat die grondwet self nou verskans is en die oppergesag is, so almal is verbonde en moet gehoor gee aan die grondwet en mens kan hof toe gaan om enige aksie wat teen die grondwet indrys onnietig te laat verklaar. So die grondwet is meer as net 'n stel reëls oor wat die demokrasie wat uitlê hoe die demokrasie sal werk. Dit is ook dit is aangeneem, dit is besleg en aangeneem op 'n tyd wat daar groot hoop in Suid-Afrika was en so die grondwet is op 'n manier 'n samevatting vir al die handvat van menseregte, 'n samevatting van hoe die mense toe in die oorgang aan die begin van die sogenaamde nuwe Suid-Afrika, hoe hulle gesien het Suid-Afrika behoort te wees, wat hulle drome was oor die ideaal van die beste wat ons kan wees. Natuurlik, ons weet in die praktyk is daai ideale nie noodwendig verwesenlik nie, of nog nie verwesenlik nie. Maar in daai sin is die grondwet spesiaal. Maar vir my, en ek dink dit is wat ons baie keer bietjie die oog verloor, is die mees fundamentele punt van die grondwet, is dat demokrasie moontlik maak. Dat dit moontlik maak en verseker dat die demokrasie aanhou, dat dit nie ten gronde gaan nie, dat mense wat mag verkry deur stemreg, deur mense wat vir hulle stem, nie daai mag kan gebruik om hulle self te verskans nie. So die beginsel dat niemand regeer sonder dat hulle die ondersteuning van die kiesers het nie, en dat dit net tydelik is, elke 5 jaar kan hulle uit die kussings gelig word as die kiesers so besluit. Dit is vir my ook baie belangrik. Pierre, waar die idee ontstaan dat Suid-Afrika se grondwet die beste in die wêreld sou wees? Kyk, die grondwet is tussen 1994 en 96 onderhandel. Dit was kort na die val van die Berlynse muur en die ineenstorting van die USSR en so dit het 'n tydperk ingelei van demokratisering en die aanneem van verskeie grondwette. So op daardie stadium wat die Suid-Afrikaanse grondwet uniek gemaak het, is dat dit geleen het van oral oor die wêreld, dat dit probeer het om relatief progressiewe waardes in die grondwet in te skryf. In vroeëre grondwetlike geskiedenis was die grondwet eintlik gesien as net 'n dokument wat die demokrasie reël. Dit was nie algemeen aanvaar dat grondwette ook 'n stel waardes verteenwoordig nie. En natuurlik ook omdat die grondwet verskillende soorte regte, sosiale en ekonomiese regte, verskans het wat nie ander verskans is nie, en natuurlik, persoonlik vir my baie belangrik, is dat dit die eerste grondwet in die wêreld was wat gesê het, dit is verbode om te diskrimineer op die grond van mense se seksuele oriëntasie. Suid-Afrika is die eerste land in die wêreld wat dit in hulle grondwet ingeskryf het, wat nogal ook uniek is. Ek hoor jy gebruik die begrip
progressief en nie liberaal nie. Wat sou die verskil wees tussen die twee? Ja, so daar's 'n debat in akademiese kringe oor wat is die grondwetlike waardes? Is dit 'n liberale grondwet of is dit meer as 'n liberale grondwet? Een van die bekendste skrywers oor die grondwet wat beroemd geraak het, ten minste onder grondwetlike kenners en my studente, alle studente, is die idee dat die grondwet transformatief is. Hy het dit genoem transformative constitutionalism, maar hy het gesê dat die grondwet is natuurlik liberaal in die sin dat dit gebaseer is op die bestuur van pluraliteit, dat dit soos enige liberale grondwet individuele regte en vryhede bevorder en beskerm, maar die argument was dat die grondwet meer as liberaal is, omdat dit twee goeders doen, veral. Die eerste een is dat dit regte insluit wat nie net liberale regte op individuele vryheid is nie, regte soos die reg op onderwys, die reg op toegang tot behuising, gesondheidsleer en so aan, alhoewel daai regte gekwalifiseer is, wat dit nie so mag so effektief maak nie. So dis die eerste ding. Die tweede ding is, tradisionele liberale grondwette se uitgangspunt is dat mag deur die staat gehou word en dat dit die staat is wat mag kan misbruik en waarteen die grondwet gewone mense moet beskerm. Ons grondwet in die Handves van Menseregte sê nee, privaat mag is ook baie instellings, privaat instellings oefen geweldige mag uit. Dit besluit vir ons hoe ons lewe en dit beteken dat die regte in die grondwet ook, as dit die regte vatbaar is daarvoor, ook teen private instansies afgedwing kan word. Dit gaan verby wat die tradisionele liberale siening van grondwette is. So dit beteken, as ek teen gediskrimineer is deur die bank of deur Airbnb of deur die motorverskaffer, dan is dit 'n grondwetlike kwessie, wat nie altyd die geval in 'n ander land sou wees nie. As die bepalings oor byvoorbeeld dieselfde geslag huwelike deel is van die suksesse van hierdie progressiewe grondwet, wat sou jy as terugslag of gapings, gebreke beskou met die voordeel van 30 jaar se terugkyk? So daar is twee maniere hoe ek dit kan antwoord. Eerstens, wat die Handves van Menseregte aanbetref. Miskien, ek was nog jonk en miskien 'n bietjie naïef. Toe die grondwet aangeneem is, was dit my veronderstelling dat die grondwetlike regte wat gelykheid daarstel, wat sê daar's ekonomiese, sosiale en ekonomiese regte in die grondwet en dit waarborg, dat dit sou help om fundamenteel die ongelyke strukturele probleme, ekonomiese en ander ongelykheid in Suid-Afrika wat sistemies is, wat voortgaan en homself repeteer, dat dit ongedaan gemaak sou word of ten minste bietjie verminder sou word. Dit het nie regtig gebeur nie. Miskien omdat die impak van litigasie om spesifieke regte af te dwing kan nie hele sisteme ekonomiese ongelykheid, dit op sigself gaan nie ekonomiese gelykheid ongedaan maak. So dit is die een ding. Die ander ding is, en dit is nie noodwendig die ontwerp van die grondwet wat hiervoor te blameer is nie, is die grondwet het uit die vooruitgestel dat daar 'n robuuste demokrasie sal wees. Die beginsel is dat omdat ons almal kan stem elke 5 jaar, maar ook omdat ons reg het om elke liewe dag aan die demokratiese prosesse deel te neem, ons stem dip te maak, dat dit 'n meer demokratiese kultuur in die land sal vestig en dat die kiesers die koning sal wees, so te sê, en dat dit beteken dat die politieke partye bang gaan wees vir die kiesers en dat hulle sal seker maak dat hulle doen wat die meerderheid van die kiesers wil hê. Vir verskeie redes
is dit nie noodwendig wat gebeur het nie. Ons politieke partye wat wat tot regering verkies word, is besonder swak in terme van die manier hoe hulle die wense en die behoeftes van die kiesers wat vir hulle gestem het probeer nakom. Dit gebeur nie. Vir redes wat miskien meer te doen het met die politieke kultuur, met die swakheid van politieke partye, is dit asof politieke partye nie in Engels sê ons responsive, nie genoegsaam sensitief is vir wat kiesers wil hê nie. En dit beteken dat mense half moed verloor oor die hele politieke sisteem. En dit is 'n nagmerrie, dit is baie moeilik om dit te herstel. Daar's mense wat sê ons moet die kiesstelsel verander, of ons moet dalk die stelsel verander wat sê die president word deur die parlement, die nasionale vergadering verkies. Miskien moet ons dit apart laat verkies. Hierdie goed sou 'n verskil kon maak, maar ons weet nie. As jy na die grondwette oor die wêreld kyk, is daar nie net 'n formule wat mens kan aanneem en dit gaan beter maak nie. En dit is 'n fundamentele probleem in ons stelsel. Ek hoor jou op RSG sê, die beste grondwet in die wêreld kan ons nie red van die slegste of van slegte politici nie, en dan sê jy dit in reaksie op 'n rubriek of 'n meningsartikel van Dr. Pieter Mulder, waar hy die onsuksesvolle moties van wantroue teen Jacob Zuma gebruik as vir hom 'n illustrasie van hoe swak die grondwet sou wees. Ja, kyk, so dit is die baie van hierdie kommentaar oor die grondwet soos die van Dr. Muller is gebaseer op ek dink 'n miskonsepsie en miskien vergeet mense dat in 'n demokrasie is die partye wat 'n meerderheid in die parlement het, hulle al in die finale instansie is hulle die mense wat die belangrike besluite neem. Daai mag word natuurlik beperk deur die grondwet op verskeie maniere, maar aan die einde van die dag, as daar 'n mosie is van wantroue teen die president, is wat tel wie stem vir en wie teen. Het jy 'n meerderheid of het jy nie 'n meerderheid nie? So dit om te sê meneer Zuma is nooit uitgestem nie, al wat dit sê is wel meneer Zuma se party het die meerderheid gehad, en dit is wat gebeur as jou party die meerderheid het, behalwe as jou party teen jou draai. Want later was meneer Zuma gedwing om te bedank, want sy party het teen hom gedraai, en toe hy geweier het hulle gesê, wel, as jy nie gaan bedank nie, dan gaan ons 'n mosie van wantroue teen jou aanneem, en dit gaan deurgaan, en dan is jy daarvan ontslae. So, as mense wat kwaad is vir die ANC of die regering van die dag, is baie keer half ondemokraties, wat sê, wel, ons moet iets daaraan doen, vergeet hoeveel stemme daai mens gekry het en hoeveel setels hulle in die parlement het, maar ons kan nie daarvan vergeet as ons 'n demokrasie is nie. Natuurlik moet mens dink, hoekom is dit dat 'n spesifieke party 'n meerderheid kry, al doen hulle nie hulle werk ordentlik nie? Hoekom is dit dat kiesers vir hulle stem? Is die probleem dat oppositiepartye nie hulle werk doen nie, en dis nie die mense aantrek wat eintlik nie vir die ANC behoort te stem, as jy hulle in gedagte neem nie. Maar dit is, om te sê dis die grondwet se skuld, is 'n bietjie ten minste oorvereenvoudig. Pier, so daar's die verhouding van politici met of teenoor die grondwet, en dan die verhouding van gewone burgers teenoor die grondwet. Nou, ons het altyd, toe ek nou nog jonger was, en ons kyk hierdie Amerikaanse flieks, dan ons is verskriklik geïnspireerd daardeur, dat elke Amerikaner vir jou kan sê, I'm an American and I've got rights. Waarom vind 'n mens nog nie daai houding, daai toe-eiening by gewone burgers nie? Wel, ek dink daar's 'n verskil op 'n manier. My persoonlike opinie is dat meeste Suid-Afrikaners het die idee van regte omarm. Ek dink terug aan die dae van die studenteprotes, en een van die dinge wat die studente gesê het, was dat die grondwet is deel van
dat ons uitverkoop is. Dis 'n simbool van ons uitverkoping. Die grondwet is absoluut 'n koloniale instelling. En party van daai kritiek was nogal indrukwekkend en dit het my Nee, verseker, maar verseker, maar onthou ek praat nou hier, ek praat nie van elite groepe nie, en studente wanneer hulle kampus kom, raak elite. Die mense wat by die huis is in die gemeenskappe of in die, soos ons sal sê, die villages. So maar ek wil sê daai studente het almal toe hulle gearresteer word het gesê maar ons het regte. Ek sien dit as jy een of ander protesoptog in 'n klein dorpie, gaan mense sê ons protesteer hier, ons het die reg op water, ons kry dit nie. Daar's mense sal miskien nie hulle So die wyse waarop dit uitgedruk word. Ja, hulle sal nie noodwendig die woorde van die grondwet gebruik nie, maar daar's 'n gevoel van ons het reg. Maar dit is half asof dit apart staan, dink ek, van wat mense voel oor hoe die regering optree. Daar's half 'n dissonansie tussen mense wat sê ek het 'n reg hierop. Maar terselfdertyd gaan dit nou nie, volg dit dan nie, dat mense sê, wel, omdat ek hierdie regte het, omdat my regte nie gerespekteer word nie, gaan ek nou nie net alleen hier protesteer nie, ek gaan nou begin werk maak om hierdie flippin wetgewing die skelms uit te skop. Ek gaan die politieke proses gebruik nie. Mense voel of die politieke partye is daarbo. Natuurlik voel hulle ook die reg is daarbo, die howe is daarbo, want die howe is moeilik om as 'n gewone persoon, of jy nou elite is of nie, dit is ongelooflik duur om 'n hofgeding te doen. Maar die mense, daar's asof mense al voel, die wat regeer, dit is maar soos die lewe is, en dan beklei ons hier onder mekaar oor die diete, en dit is deel van die politieke dinamika in Suid-Afrika, wat gewoonlik die belangrike deel van die grondwetlike demokrasie is, die verantwoordbaarheid van die politici aan die kiesers, wat daai ding nie laat werk nie. Hoe strook dit wat jy nou gesê het, of hoe is dit in spanning met 'n ander standpunt oor groepe, individue of instansies wat wel kan bekostig om die howe te betree en aanspraak maak op die wyse dat hulle dit doen, op van die bepalinge in die grondwet? Dit is altyd 'n probleem. You know who I'm talking about. Ja, nee, so dit is altyd baie moeilike ding om jou kop om te kry, want dit is so dat die reg is dit is en die grondwet self is 'n meganisme, dit is 'n gereedskap as jy wil, wat gebruik kan word om sekere doelwitte te bereik, om jouself te beskerm. Natuurlik, dit kan gebruik word deur die mense wat alreeds bemagtig is, deur mense wat bevoorreg is, deur die ryk mense, om hulle self te beskerm teen enige gevolge van hulle misdade of hulle ongeregtigheid of wat ook al. So dit is 'n probleem. In ons stelsel is dit minder van 'n probleem, want die grondwetlike hof is meestal aan die kant van die mense sonder mag. So as jy 'n groot korporasie is, jy's 'n groot organisasie wat 'n sekere taalgroep verteenwoordig of wat ook al, dan gaan die hof die manier hoe hulle regte uitlê, hulle lê klem op wat hulle in Engels noem vulnerability, en gemarginaliseerdheid, en so juist om mense te beskerm wat nie die mag het nie, en gelukkig is daar baie groepe, NGO's en so aan, wat namens hierdie gemarginaliseerdes na die hof toe gaan, en dis om help om te verseker dat die grondwet nie gebruik word net om bevoordiging te verskans nie. Ek sien ek het nog so 10 minute oor van die halfuur wat ek vir jou gevra het, maar ek wil weet of jy dink daar kan ooit regverdiging wees vir 'n standpunt wat sê 'n sekere groepe of individue, magtig of wat ek vroeër genoem het elite groepe,
misbruik die grondwet of buit hul grondwetlike regte uit. Kan dit ooit gesê word? Wel, almal kan die grondwet kan deur almal gebruik word. Daar mag dalk 'n geval wees as die grondwetlike hof gepak is met regters wat geen wat aan die kant van die mense met die geld en die mag en die status is, soos wat in die FSA eintlik die geval is, dan gaan daai grondwet maklik gebruik kan word om sulke dinge te doen. Met ons grondwet is dit moeiliker. Die manier hoe die regters verkies word en die tradisie van regters beteken dat die regters nie in die algemeen pro die status quo is, pro die mense met die mag is nie. Ek meen die grondwetlike hof het 2 weke terug vir die president 'n bloedneus gegee. So dit gebeur nie eintlik in Suid-Afrika nie. Dit in die laerhowe gebeur dit baie keer, ja. Daar is natuurlik dit word hulle mense probeer om die grondwet te gebruik om ten koste van arme mense, ten koste van gemarginaliseerde mense vir hulle self regte te verskans. Maar dit kan gebeur. Dit is moontlik. En dit is hoekom 'n grondwetlike bestel met 'n oppergesag van die grondwet en 'n grondwetlike hof wat dit afdwing is prekêr, want as die hele hof verander, as die identiteit en die waardes van die regters verander, dan kry jy heeltemal ander uitsprake en dit kan ondemokratiese praktyke verskans. Juis soos wat ek aanvoer die Verenigde State se Hoër Hof in die laaste jare gedoen het. Hulle het verskeie uitsprake gemaak om swart mense van hulle stemregte, om die stemregte af te water, om te verseker dat geld die politieke stelsel kan besoedel deur te sê jy mag enige hoeveelheid geld gee solank dit vir 'n sogenaamde super PAC is. Al daai goed het die Amerikaanse politiek fundamenteel meer onregverdig gemaak. En dit kan gebeur in enige land en dit is hoekom ons waaksaam moet wees oor wie op die hof is. Weer so 'n vraag wat op 'n manier aansluit by my vorige vraag is op 'n manier 'n reaksie op 'n aanmerking wat jy gemaak het vroeër. Jy het gesê met die aanvaarding van die grondwet 30 jaar gelede was dit 'n tydperk van groot hoop. Maar dit was ook vir sekere mense in ons land 'n tydperk van groot vrees. Ja. En een manier waardeur die grondwetskrywers daai vrees probeer aanspreek het, is deur byvoorbeeld artikel 235, die een wat sogenaamde selfbeskikking moontlik maak. Jou reaksie daarop? Mense gaan self my kwaad wees as ek dit sê, maar dit is waar. Daai artikel was 'n bietjie van 'n foefie. Dit is bymekaar geflans om die mense van die Volksfront gelukkig te hou. As jy dit gaan lees, dan sien jy al wat dit sê is die parlement kan wetgewing aanneem wat selfbeskikking van spesifiek gedefinieerde groepe binne die grense van Suid-Afrika en die ander bepalings van die grondwet sou kon aanmoedig of so iets. So daar's nie 'n reg daar nie. Dit laat 'n deurtjie oop vir die parlement. In ander woorde, jy moet 50% of meer van die setels in die parlement hê om so 'n wet aan te neem. En dan is dit ook baie onduidelik of jy enigiets gegee die bewoording enigiets in so 'n wet sou kon sê wat op enige manier die demokratiese die demokratiese bestuur van die land op enige manier sal verander. So my persoonlike opinie is daai bepaling beteken nie veel nie. Dit gaan nie enige verskil maak nie. Dit gaan nooit in werking gestel word. Dit gaan nooit gebruik word nie. Maar as mense wil hê dit moet daar wees om dit hulle beter laat voel, is dit natuurlik fyn. Ek het geen probleem daarmee dat dit in die grondwet is nie. Ek probeer nou 'n ander artikel hier opspoor en dit is die een wat te doen het met die afwenteling van magte of die sogenaamde devolution of powers.
Jy het ook sterk menings daaroor en dalk moet ek net by belange verklaar. Die organisasie waar ek werk, Kaapse Forum, is ook ten gunste van die afwenteling van magte. Nie afstigting nie, die Ja. afwenteling van magte. Was dit ook 'n foefie? Ja, dit was 'n regte kompromis, want aan die een kant het jy die EPP en die Nasionale Party gehad wat sterk gestaan het op 'n baie sterk vorm van federalisme. Aan die ander kant het jy die ANC gehad wat teen enige vorm van federalisme was, maar omdat daar op die laaste oomblik voor die 94 verkiesing met die Inkatha Vryheidsparty 'n soort van 'n ooreenkoms bereik is om hulle in die grondwetlike proses in te kry, is daar toe besluit om een of ander quasi-federale stelsel op te bou, op te stig, daar te stel. Dis nie 'n baie die manier hoe dit gedoen is 'n bietjie vaag. Die grondwet sê sekere magte is gedeelde magte tussen provinsies en tussen die nasionale regering. En albei kan wetgewing daar maak, maar as daar botsing tussen bepalings tussen van die twee wette is, dan is daar 'n formule om te besluit watter een van die twee bepalings gehandhaaf gaan word. Die interessante ding vir my is dat selfs in die Wes-Kaap, wat nou natuurlik die provinsie is wat die sterkste oor sulke magte is, vind jy dat daar baie min wetgewing provinsiaal gemaak is om daai gedeelde magte te toets. Die provinsiale wetgewer het nie duisende wette gemaak oor daai gedeelde belange, waarin hulle bepalings maak wat in kontras staan met die nasionale wetgewing nie. So dit sal vir my interessant wees. Devolusie op daai manier sal vir my wees 'n goeie manier hoe om die grondwet op 'n verantwoordelike manier te gebruik om te sien waar is die skeiding, waar presies is die lê die magte om sekere dinge te doen. Dit het nie gebeur nie. So dit is vir my eintlik eienaardig. So as dit sou gebeur het, dan sou mens beter weet en dit sou dalk in sekere gevalle, nie altyd nie, maar dit sou in sekere gevalle goed wees as dit gebeur. Maar dit kan nie gebeur natuurlik op 'n manier wat op enige manier 'n presedent daar skep dat provinsies nie in wese of in gees deel van die groter Suid-Afrika is nie. Dit gaan druisend teen die hele ethos van die grondwet, ja. Ek vermoed die magte wat 'n provinsie sou kon oorneem nou al is dalk nie die seksie magte wat hulle sal wil hê soos polisieering byvoorbeeld nie. Kom ek vra nou vir jou oor 'n kwessie wat tans groot gesprek eintlik nog vir 'n geruime tyd, maar spesifiek ook nou hierdie week weer ter sprake gekom het, en dit is naamlik die regte of nie regte van spesifiek ongedokumenteerde buitelanders in ons land. Daar is 'n groep mense wat sê dat die grondwet is te progressief, want dit bepaal selfs dat as ek sonder papiere, soos ons sê, in die land is, kan ek steeds toegang kry tot primêre gesondheidsorg en die onderwysstelsel byvoorbeeld. Hoe reageer jy daarop en op die konflik wat daarmee gepaard gaan? Ek is baie bekommerd oor die konflik, want dit is afrofobies. Dit is 'n tipe van vooroordeel en die animasie, die emosies daar agter is in Engels sal mense sê bigoted. Dit is vir my skokkend om te sien hoe mense absolute vieslike veralgemenings maak oor mense, net omdat hulle volgens wat die ander persoon dink nie 'n Suid-Afrikaanse burger is. So dit is die groter storie. Ons grondwetlike skrywers het besluit dat daar net 'n paar regte net vir burgers gereserveer word. Soos die reg om te stem, die reg op burgerskap, die reg om jou eie vakmanskap, jou eie beroep te volg. Dit is net vir burgers, maar die ander regte is vir almal. Ek voel dat dit is deel van die progressiewe aard van die grondwet, dat dit sê, want dit is die fundamentele waarde waarop die grondwet gegrond is, dat elke mens, maak nie saak of jy 'n burger of nie 'n burger is nie, het 'n inherente en onmeetbare menswaardigheid. En dat ons 'n ideale land is 'n land waar ons almal probeer om te leef en ons self so reël
dat ons probeer om daardie ideaal na te kom. Maar om 'n absoluut beskeiding te maak tussen burgers en nie burgers of gedokumenteerde nie burgers is vir my polities onhoudbaar, en veral as ek nou dink, as ek sien hoe kinders uit die skool geboelie word omdat hulle nou nie Suid-Afrikaanse burgers is nie of nie papier het. Dit is kinders. Dit is hulle. Hoe gaan hulle hele toekoms word verwoes? Hoekom? Omdat hulle Suid-Afrika toe gevlug het saam met hulle ouers of hier gebore is want hulle ouers, omdat die ouers nie 'n lewe anders kon maak nie. Net as 'n mens voel ek dit is onhoudbaar. Dit bekommer my dat die emosies teen immigrasie, en want dit is nie net ongedokumenteerde immigrante nie, die mense sê hulle maak die onderskeid, maar hulle maak nie. Dit is vir my baie hartseer. Pierre, laaste vraag, jy het vroeër gesê toe ek jou gevra het, wat sou jy as 'n terugslag of 'n gaping of 'n gebrek aan ons grondwet beskou, het jy gesê jy het gehoop op 'n manier, naïef dalk destyds, dat dit sou bydra daartoe om die sistemiese ongelykhede uit die weg te ruim. Ons is vandag met al die ander komplimente wat ons ontvang van die wêreld af, ook die land wat genoem word die mees ongelyke land. Is daar enige aspek van die grondwet wat jy reken herbesoek of oor herbesin moet word? Ek weet nie of daar enige, mens moet altyd, ek voel mens moet altyd die vraag vra, want daar grondwet behoort nie vir ewig te bestaan net omdat dit daar is nie. My gevoel is dat as mens kyk na vergelykende staatsreg, dit is baie moeilik om te weet hoe enige verandering in 'n spesifieke konteks wat 'n effek dit gaan hê. So, jy weet, ek voel dit sou lekker wees as ons iets kon verander aan die grondwet om politici meer verantwoordbaar te maak aan kiesers. En mense sê byvoorbeeld, ons kan miskien nie die kiesstelsel verander, maar van wat ek lees oor kiesstelsels, dit is nie noodwendig dat dit kan dinge erger maak of dit kan dinge beter maak. Ja. Maar dit is iets waarmee ons moet bly stoei. Ek dink nie dit is perfek, die grondwet nie. Daar's altyd goed wat mens kan verbeter. Een van die dinge is miskien die manier hoe die aanstelling van mense op onafhanklike instellings, hoe die grondwetlike bepalings dit al toegelaat het om dit moontlik te laat verpolitiseer. Jy weet, soos as jy nou die openbare beskermer, die parlement besluit daaroor, maar dit is ook weer eens een van die baie moeilike vrae in staatsreg. Iemand moet besluit, en daar's altyd voordele en nadele aan die manier hoe jy daai dinge reël. Maar miskien kan ons begin met die samenstelling van die regterlike dienskommissie en die politici daar uithou, né? Professor Pierre de Vos, verskriklik baie dankie vir jou tyd, 'n professor in grondwetlike reg aan die Universiteit van Kaapstad en ook daar die bekleer van die Claude Leon Stichting se leerstoel in grondwetlike regeringskunde. Ek leer altyd baie by jou en ek waardeer jou tyd. Dankie dat jy my gehad het.